daar plaasgevind en ek wil vir die so kort inleiding gee oor waar we na Bufsa gaan en dan ook 'n paar individue hier welkom heet. Voor die elkeen van julle 'n program ontvang, ek wil dit net vinnig met die deurgaan. Die Afrikaanse weergawe, ons gaan nie, soos wat dit op die program staan, alles eers in Engels doen en dan daarna in Afrikaans herhaal. Ons gaan so ons languages mix en waar mense nie verstaan nie, herhaal ons as daar verduidelikheid vrae gevra word. Goed, ons is 'n bietjie laat, ons gaan so 'n bietjie spoed opdrag. Ons loop nou die program. Dan gaan daar 'n inleiding wees deur Bufsa se skout-admiraal Okkie van der Schuyf, wat ons hoofuitvoerende beampte is. Daarna advokaat Dr. Jan de Oliveira, wat die hoofspreker is. He will be delivering the keynote address. En dan meneer Dave Bruce, Centers of Study Violence Reconciliation. En dan is daar ek neem gewees in die middagete, dan profiel van Mensenregte Commissie, van die Mensenregte Commissie, skies toch dan sit verversings. Dan is daar addendum, ek weet nie elkeen van hier het ontvang. Meneer John Cox het gesels oor probleme onderkant met samenwerking tussen slagtoffers, getuies en die SAPD. En dan gaan professor Marinus Wiegers vir ons 'n opsomming gee van die dagse gebeure. Ek gaan soos wat die sprekers gaan optree voor die tyd net iets korts van hulle self voorhou. Jy sal sien, daar gaan die hele tyd mense in en uit beweeg. Die mense het ander verpligtinge, tyd kom vroeër, later en dieselfde ook môre. Vriende, waarom is ons vandag hier by mekaar? Die van die wat vandag die koerant, enige koerant se voorblad gelees het, sal sien dat daar waarskynlik iewers weer dit was baie gou besef dat die polisie, die Suid-Afrikaanse polisiediens en die regering op sy eie nie die masker opkom met misdaad. En dat die jong publiek leef aan die veronderstelling dat die Suid-Afrikaanse regering, die staat, die burgers moet beskerm. Dit is een van die mees fundamentele regte in die grondwet. Professor Marinus Wiegers is 'n grondwetregkenner, ek wil nie op die terrein beweeg nie. Maar daar is 'n artikel in die grondwet oor die reg van die burgers van die land waarop. Nou, ons kan nou sê dat die staat faal in hierdie opsig, om welke rede ook al. Dit is die dinge waaroor ons moet gesels in die toekoms, maar dit is nie genoeg om doodgewoon net jouself te verlaat op die polisie en ook die regering. Daar moet ook instellings vanuit die burgery optree. In other words, what I wanted to say is that people have to start taking responsibility for their own safety as well. You can't leave it for the police and the government on itself. Hoe doen die mense? Die Suid-Afrikaanse polisie is ingerig as polisiediens met sy normale dienststelsels en dan het hy ook gemeenskapspolisieeringsforums, community policing forums. Dan is daar ook die sektorpolisieering, sektorpolicing. En dit is die instrumente wat die staat aanstel, saam met die regsprekende gesag of die howe. Dan is daar privaat sekuriteitsmaatskappye. As ek name kan noem, die ADT's, die CHAPS ensovoorts. Nou, jy sal onthou, hele paar jaar gelede was dit goed gewees, dan sal 'n program op die TV of op die radio gewees wat die reaksietye van hierdie onderskeie instansies vergelyk. They compared the response times of security firms to say who responds the first and the fastest. And then you would have heard that it was 3 minutes for that one and 5 minutes for that one. But the situation that we've got now is much more serious than that. Response is not good enough anymore. We need to be proactive. Ons moet proactief optree. Die enigste manier hoe mens dit kan doen is deur jou gemeenskap te betrek. Die gemeenskap moet homself staal teen misdaad. En die boodskap wat ek vir u vandag wil gee is, mense vra vir my baie, is daar 'n toekoms in Suid-Afrika? Have we got a future in South Africa? Especially as far as crime is concerned. En my antwoord is dood eenvoudig die volgende. Ek dink ons het 'n toekoms. As ons die regering bly tot verantwoording roep,
en op sy toon hou. We have to keep the government responsible. En dan die tweede ding wat ons moet doen, en ons kan dit nie nalaat nie, ons moet ophou om soos individue in 'n woonbuurt te leef. We must stop living like individuals in a neighborhood. En ons sal moet begin leef soos lede van 'n gemeenskap, members of a community. Ons moet in gemeenskappe begin leef. En in verskeie opsigte. En waar ons hier vandag oor misdaad praat, gaan dit dan nou spesifiek oor dit. Hoe doen 'n mens dit? Ons weet, ons is almal baie besig. Ons werk lang ure, ons werk hard. Mense is nie werklik waar bereid om betrokke te raak by aksies. Dat gaan oor patrollies en niks meer nie. Ons kan al 'n ver pad kom as ons mekaar net leer ken en leer hoe om met inligting te werk. What to do with certain information. Crime intelligence information, for instance. Sonder om baie langer hieroor te praat, wil ek vir net vinnig sê waarom Nabuvsa dan in verstand gekom het. Why did Nikisa actually fall? Why was it filmed? Waar ek baie keer in mense se sitkamers kuier, is die eerste reaksie, ek dink dit aan my straat. Ons moet geld by mekaar sit en ons moet 'n wag kry, ons moet ons straat beskerm. Vriende, misdaad is nie beperk tot 'n straat nie, dit gaan in jou hele woonbuurt, in jou hele dorp, in jou provinsie, en in jou hele land. Dit is 'n nasionale aksie. So die eerste besluit wat die stigters van Nabuvsa geneem het, is it has to be a national action, not only a provincial or a neighborhood action. There has to be a national action. Another initiative, action. Action needs to be taken. Dan moet aksie geneem word. En Nabuvsa functioneer eintlik op drie pilare. Nie noodwendig in volgorde van belangrikheid nie, maar Nabuvsa tree op as 'n spreekbuis vir die burgery. Ons gebruik die parlement en partye binne die parlement as instelling om byvoorbeeld privaatlede wetsontwerpe in te dien oor die aftrekbaarheid van belasting. Ons doen voorleggings by die Menseregte Kommissie. Op daardie vlak wil ons graag op nasionale vlak vir die burgery 'n mondstuk wees. En dan tweedens ook die mobilisering van gemeenskappe. Mobilization of communities, dis die belangrike deel. Dis die voorkomende deel, die proaktiewe deel. As ons as gemeenskappe nie proaktief gaan mobiliseer nie, dan wonder ek of ons 'n toekoms in hierdie land, en dan word dit mens deel van statistiek. Ek dink baie aanvalle en voorvalle wat plaasgevind het, kon verhoed gewees het, as mense net beter opgelei was om wat om in sekere omstandighede te doen. Waarvoor om uit te kyk. Ek sê nie, dis die absolute oplossing. Dit saam met al die ander oplossings. Maar dit is waarvoor Nabuvsa wil beywer. Wanneer u so 'n behoefte het, sal ons in die gemeenskap waar u ook al is, kom toespreek, opleiding bewerkstellig. Ons wil nie inisiatiewe wat reeds bestaan oorneem nie, ons wil eerder daarby aansluit. En daarvoor het ons ook dan die dienste van Conserve Security, dis nie 'n sekuriteitsfirma nie, maar eerder 'n misdaadintelligensiefirma, en ek sien meneer Trevor Roberts van Conserve is hier vandag. Hulle is expert op die gebied van misdaadintelligensie. Dan gaan ons vir u kom help in die omgewing waar u ook al is in die land om so iets te bewerkstellig. En dan derdens, thirdly, we're talking about what we're here today for, and that is victims. Slagoffers. Soveel van ons is al geraak deur misdaad, het familie. Ek het vanmôre 2 verskonings gekry van mense wat op pad was hiernatoe, wat gistermiddag aangeval is in 'n huis. Die goed gebeur al meer en meer, en dit is net nie goed genoeg dat ons vir mekaar sê, dit is nou maar so, ons moet nou maar so leef. Let's do something about it. We're here to talk about victims today, the effect that crime's got on victims. And if you look at your program, it says the physical, psychological, emotional and economical damage suffered by crime victims. That's what we're going to talk about today and tomorrow. En dis dan die derde been van Nabuvsa waar hy ook 'n rol wil speel. Ons bedryf 'n misdaadslagofferfonds
ons probeer op groot skaal om die georganiseerde handel betrokke te kry as border, sodat ons weer meer mense kan bystaan ook in die verband. Vriende, baie dankie dat jy hier is vandag. Ek gaan oorhandig aan ons hoofuitvoerende beampte en ek wil vir ook vir al die mense wat